Wat is dit so stil? Het die koue tot in julle ingekruip? Ja, stembande gevries. Ewe skielik, ek verlaat Natal vir 'n week, en dan as ek terugkom, dan bring ek die winter saam met my. Wat het gebeur, mense? Dankie dat julle vandag hier is. Julle is die bittereinders van 'n lang week vakansie, om nog steeds kerk toe te kom, en ek neem aan dan ook sommige van julle moet dan werk. Het nie so die voorreg soos die kinders om by die huis te lê hierdie week nie. En sommige van ons is nog met kraamverlof. Moet ons jaloers wees of vir jou sterkte sê? Net 'n paar afkondigings, liewe vriende. Die eerste is, ons het lanklaas bietjie daaroor gesels. Die gebedslysie gaan nog uit. Ek vra vir jou om net weer bietjie daarna te kyk en tyd by die Here te spandeer by ons gemeentelede wat swaar trek. Is daar enige van julle wat nou aan iemand kan dink wat op die lys is, wat ons definitief aan moet dink en voorbid, of iemand wat nie op die lys is nie, wat jy wil rapporteer? Okay. Daar hoor julle tannie Lena en Lisa. Nog iemand? Okay. Asseblief bid vir ons gemeentelede. Julle weet hoe voel dit om swaar te trek, veral as dit 'n fisiese swaar trek is. En dan bid ons vir ons familie. En nou met die aankom van winter, het Elena van der Berg, wat die voorsitter van ons uitreikkommissie is, gevra dat ons ook sal dink aan die wat minder bevoorreg is as ons. En ons wil 'n projek loods, nie eintlik loods nie, ons wil die middestadbediening by Dr. Henny kom bring. Ek dink is Durban Noord gemeente. Ondersteun, hulle doen bediening in die middestad van Durban. Nou jy kan jouself indink wat se uitdagings hulle as 'n gemeente beleef, en hulle het elke jaar hierdie tyd, van Mei tot en met die einde van winter, en dis nou debatteerbaar wanneer Natal se winter stop hier by ons, nê? Want ons kry koud nog tot in November. Het hulle 'n projek waar hulle komberse en warm klere insamel om dan te versprei onder die wat minder het as ek en jy. So ek wil vir jou vra, as jy deur jou klerekas gaan en jy kom op goed af wat jy nie meer dra nie, wat jy nou vir 5 winters nie meer dra nie, haal dit asseblief uit. Of as jy voel jy is in staat om iets te vervang in jou klerekas en is daarom nou nie heeltemal al vol gate gedra nie, bring dit vir ons asseblief van volgende week af saam. Ons gaan dit versamel en by Dr. Henny uitbring, uitkry, en hy gaan dit dan versprei. Dan al die vrouens wat so hekel en brei, julle is nou gewoond om daai prematuur missies te maak. As jy hom net 'n bietjie groter maak, kan dit werk vir 'n volwasse man of 'n vrou. So as jy kan sien om 'n paar missies te hekel of te brei, asseblief doen dit. Of as jy by Pep inhardloop of by enige ander winkel en daar's 'n oulike warm kombers en jy kan dit in jou budget vir die maand inreken, gooi in jou mandjie, bring dit volgende week. Alles wat ons het, wat ons kan gee, sal ons vir Henny hulle vat. Maar ons gaan nie verplig nie, dis jou eie luister na die Heilige Gees en wat in jou begroting pas. Dan het ek nou op my afkondigings vanoggend om die wandelende woord te doen. Ek dink hy's nog steeds by Stefan, die Bybel. Maar Stefan verander nou, dis nie hierdie een nie. Stefan verander nou hierdie sprint in 'n marathon met daai Bybel. So ons sal maar volgende week weer probeer. Stefan, as jy kyk, ek hoop jy lees nog, broer. Dan gaan ek nou vir jou vra, ons gaan ons stembande eers lekker warm sing, terwyl ons die Here loof en prys, deur saam 3 voorsangliedere te sing. Dankie Tannie Molly dat Tannie instaan vir Vrolie, en kom ons staan.
kerklike jaar tussen, eintlik nog steeds besig met Paase, met Paasfees. Paasfees is die tyd van die Goeie Vrydag van Jesus se kruisiging, die opstanding die Sondag, tot en met die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. 'n periode van 50 dae, wat ons fees vier oor hierdie goeie nuus, dat Jesus werklik leef. Maar is ook 'n tyd wat ons weer dink oor die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En wat ons eintlik in verwondering staan oor hoe die kerk gegroei het deur die eeue. Van 'n klein groepie vriende van Jesus wat die nuus die eerste keer by die graf gehoor het, totdat ons reg oor die wêreld vandag boeties en sissies in Jesus Christus het. Met opstandingssondag het ons gesê, dis die oggend na die wonderwerk. Maar wat nou? Wat doen ek en jy geestelik in hierdie tyd, in ons eie geestelike lewe? Waarmee moet ons onsself bemoei? Daarom vanoggend kom reflekteer ons, wat het die disippels gedoen in daardie tyd, en hoe pas dit by my en jou lewe aan? So vanoggend kom ek en jy met die wete dat God hier teenwoordig is. Ons kom met vreugde dat God gekies het dat ons sy kinders moet wees. Ons kom met dankbaarheid vir God se goedheid en sy guns. Ek en jy kom ook vanoggend met 'n verwagting na die Here toe. Dat wat soos Jesus aan sy disippels verskyn het, dat God ook vandag aan my en jou sal kom verskyn. Om sal kom openbaar, sal kom visible maak, sigbaar sal kom maak, dat ons God kan sien. Daarom is dit my voorreg om jou vanoggend te groet. Vrede en genade vir julle, geliefde broers en susters, in die naam van Jesus Christus, ons opgestane Here. Laat ons harte verjuig word in sy teenwoordigheid. Mag ons groei in kennis en liefde van ons Verlosser, en mag sy vrede ons harte heers. Amen. Voordat ons vanoggend die loflied gaan sing, wil ek hê ons moet vir 'n oomblik stil word. Die gewoonte van die wet in 'n erediens is nie om jou skaam te laat voel, om jou skuldig te laat voel oor al die verkeerde goed wat jy hierdie week aangevang het nie. Dis eintlik daar om jou hart voor die Here te kom oop lê en te kom sê, Here, laat my hart klop soos U se hart klop. Here, maak my hart meer soos U hart. Ek gaan vanoggend vir jou twee verse lees uit twee verskillende vertalings, die boodskap, maar ook die Bybel, die Afrikaanse Bybel vir almal. Net omdat dit so 'n bietjie anders gestel is en jy die vers al baie gehoor het, dit op 'n nuwe manier op jou oor kom val en in jou hart kom kruip. En nadat ek die twee verse gelees het, gaan ek vir jou 'n oomblik van stilte gee met hierdie skildery van Sabrina. Ek hoop jy kan redelik sien. En sy het hom getitel The Love of God. Ek gaan vir jou lees en dan vir jou oomblik stilte gee. En na die stilte wil ek vir jou 'n geloofsbelydenis lees. Die 12 artikels wat ons gewoond is, wat ons baie in die kerk opsê. Maar die woord en fees het hom bietjie uitgebrei vir opstanding, vir Paastyd. Ek lees vir jou Johannes 13, vers 34 en 35. Die boodskap skryf dit so. Nou sê ek dit vir julle ook. Julle moet mekaar lief hê. Dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle die voorbeeld wees
van hoe julle mekaar moet lief hê. Hierdie liefde van julle moet as te ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar's 'n volgeling van Jesus. Die Bybel vir almal stel dit so. Ek gee nou vir julle 'n nuwe wet. Julle moet lief wees vir mekaar. Julle het gesien hoe lief ek vir julle is. Daarom moet julle ook so lief wees vir mekaar. As julle lief is vir mekaar, dan sal al die mense weet dat julle my disippels is. Ek lees dan vir jou die geloofsbelijdenis soos woord en fees om aangepas het vir hierdie kerktyd, kerklike jaar waarin ons is. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Hy het ons gemaak en onderhou ons met sy kragtige hand. Hy is ons ewige Vader, vol liefde en genade. En hy regeer met regverdigheid en geregtigheid oor die hele skepping. Ons glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God ons Here. Hy het mens geword, is gebore uit die maagd Maria, het onder ons geleef en het sy lewe gegee vir ons sondes aan die kruis. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. En deur sy opstanding het hy die mag van sonde en dood oorwin. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewendes en die dooies. Sy koninkryk sal geen einde hê nie. Ons glo in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker. Hy gee ons nuwe lewe en woon in ons harte. Hy troos ons, lei ons en versterk ons geloof. Hy bring ons bymekaar as die liggaam van Christus en gee aan ons die krag om in liefde en gehoorsaamheid te leef. Ons glo in een heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstaaning van die liggaam en die ewige lewe. Amen. As dit vanoggend ook jou geloofsbelijdenis is, wil ek jou uitnooi om saam met my die loflied vanoggend te kom sing. Jesus, ons eer U.
jou woord, God se woord vanoggend hier by jou het, is jy welkom om by Johannes 21 oop te maak. Ek gaan wel 'n bietjie van 'n inleiding hê voordat ons gaan lees. Jy hoef nie haastig te wees nie. Maar kom ons word eers stil voor die Here. Jesus, ons eer U as ons opgestane Heer. Dankie Here dat dit ons grootste getuienis in hierdie tyd kan wees, dat Jesus leef. Dat Jesus waarlik leef, dat U waarlik leef. En wanneer ons bely, Here, dat U leef, bely ons dat U vanoggend hier tussen ons is en in ons kom werk. Dat U steeds bemoeid is vandag met ons lewens. Here, kom voed ons geloof vanoggend deur U woord en U gees. En soos wat U vir ons in die Bybel sê, het pasgebore babietjies melk nodig. En soos wat hulle honger en dors vir daardie melk, smag ons vanoggend na U woord, na U geestelike, suiwer melk. En Here, vir die van ons wat al styks nodig het, Heilige Gees, kom gee dit vanoggend vir ons. Kom voed ons, Here, sodat ons kan groei en geestelik volwasse kan word. Dankie dat U niks vir U onmoontlik is nie. Nie eers ons eie hardkoppigheid nie. Amen. Daar's 'n gesegde in Engels wat sê, the morning after the night before. Het julle dit al gehoor? The morning after the night before. Nou vir party van julle kan dit 'n verskillende betekenis hê, né? Die een betekenis kan wees dat jy nou 'n paar foute gemaak het. En dan word jy nou die volgende oggend wakker. En dan lê en bepeins jy nou al jou lewenskeuses wat jy gemaak het die aand voor die tyd. Vanoggend is nie daai preek nie. Dit kan daai preek wees as jy wil, maar dit is nie. Daar's 'n tweede definisie van the morning after the night before. En dit is dat daar soms goed in ons lewe gebeur, dat jy die volgende oggend wakker word en eintlik vir jouself vra, gister was anders, vandag is anders, hoe lyk môre? Hoe moet ek nou aangaan? Byvoorbeeld, verlede week in Saterdag het ons nou familietroue gehou, my sussie is getroud. Nou vir die laaste, hulle was ook net 3 maande verloof, so vir hierdie laaste 4 maande, was al wat ons familie geleef het, geëet het, oor gedink het, was die troue. En min ander dinge het soveel prioriteit gekry as die jongste kind se troue. Sy is nie hier nie, ek kan dit nou sê. Die jongste kind se troue. En sy trou toe nou met die oudste kind. So dit is hulle eerste troue en my ma se laaste troue. So julle kan verstaan wat se groot partiekie ons verlede week gehou het. Nou, ek het nou die voorreg gehad om maid of honor te wees. So julle weet mos hoe werk dit as jy jou sussie trou, dan is jy alles. Sy dink nog sy's dors, dan het jy die water al reg. As hulle wil foto's neem, is dit jou werk om die rok reg te kry en jy weet, want my sussie gaan vir my uittrap as al. So Sondagoggend toe ek nou wakker word, kom sy ingehardloop en sy sê, "Oké, baie julle," en daar gaan hulle lughawe toe en hulle is weg met honeymoon. En ek en my ma kyk vir mekaar en sê, "Oké, nou waar begin ons nou opruim?" Die saal moet weggepak word, die goed moet aangery word huis toe, dit moet by die huis, my ma se huis weer uitgesorteer word. Hulle het op 'n venue getrou, so die helfte van my klere lê van die week lê by my ma se huis en die ander is op die... Julle verstaan? Na al hierdie opwinding van 'n troue, die volgende oggend, nou wat nou? Nou wat nou? En is dieselfde om iemand aan die dood af te staan. Almal ondersteun en is daar tot en met die begrafnis.
En dan die oggend na die begrafnis, het jou realiteit absoluut verander. En moet ons begin saamleef of probeer aanpas om sonder hierdie persoon te leef. Ons lewe lyk ewe skielik net anders. Dis dieselfde om 'n baba in die huis te kry. As jy kan terugdink aan die oggend nadat jy jou eersteling gehad het, eintlik daai nag, nadat jy jou eersteling, jou dag lyk, jou lewe lyk heeltemal anders as die vorige dag. Dieselfde met 'n tweedeling. As jou tweede kind gebore word, is dit nog dramaties anders. En die lys aftree is ook een. Jou lewe verander in 'n oomblik en dit lyk nie meer soos wat dit gister gelyk het nie. En so kan ons hierdie lys aanhou en aanhou en aanhou. En partykeer hoef dit nie eers 'n groot geleentheid te gewees het wat gebeur het wat ons lewe so radikaal verander het nie. Want Pieter, siekte is dieselfde, nê? Gister was jy so en môre moet jy anders leef. The morning after the night before. Nou weet julle wat, ek is baie lief vir God se woord, want daar's een groot amazing storie van die kruis en 'n leë graf, die opstanding, wat ons die wêreld deur moet verkondig. Maar tussenin is daar verhale van mense soos ek en jy, wat ook mornings after the night before beleef. En vanoggend gaan ons stil staan by Petrus se verhaal. Want Petrus se lewe is een storie van the morning after the night before. So ek wil so 'n bietjie vir jou van Petrus net herinner, voordat ons hierdie gedeelte gaan lees. Petrus op 'n doodgewone oggend, trek figuurlik sy sokkies op. Jy weet, dis 'n nuwe dag, geen rus vir armes nie. Hy moet gaan werk. En hy's op die skip uit vroegoggend op sy bootjie uit, vang niks vir die dag nie. En toe hy terugkom aan die wal, klim daar 'n random man in sy boot. En ek is seker die kinderstories het al by Petrus uitgekom van wie Jesus was. En Jesus klim in sy boot en hy vra vir Petrus, "Ag, weet jy, wil jy maar net so eentjie uitroei? Ek wil net van daar af met die mense praat. Hulle kan my nie hier hoor nie." En Petrus, wat nou eintlik moes huis toe jaag na, ek wil nou aanneem daar was 'n vrou en so aan, sê ja, is reg, hy roei 'n entjie uit. En Jesus leer die mense. Nou daar's 'n stukkie dramatiese ironie, want ek en jy as lesers weet wie Jesus was en ons weet wie Petrus was, of wat Petrus sou doen. Maar hoor gou hierdie storie vir die eerste keer. Jesus vra vir hierdie mense op die skuit, op die bootjie, "Het julle vis gevang?" "Nee," sê hulle, "niks nie." En Jesus sê, "Gooi jou net aan die ander kant uit." En hulle gooi uit, en toe hulle die net intrek, is daar so baie vis, dat die Bybel sê, die boot wou sink en die nette wou skeer. En op daardie oomblik, besef Petrus wie Jesus is. En hy val voor Jesus neer en hy sê, "Here, gaan van my af weg, want ek is 'n sondige mens." Hy herken Jesus vir wie Jesus is, en vir wie Petrus in vergelyking met Jesus is. Nogtans sê Jesus vir hom, "Nee, staan op Petrus." En die 2020 vertaling sê, "Van nou af gaan jy mense vang." Nou ek hou meer van die 83 vertaling wat sê, "Ek gaan van jou vissers van mense maak." Jy gaan mense vang klink bietjie vreemd, nê? Maar julle weet wat Jesus gesê het, Petrus gaan vissers van mense word. En op daardie oomblik maak Jesus van Petrus 'n nuwe mens. Op daai oomblik, daai oggend, is Petrus se lewe radikaal verander. Dit wat hy gister gedoen het, gaan hy nie weer doen nie. Hy het 'n nuwe plan. En vir 3 jaar lank loop Petrus saam met Jesus. Hy eet saam met Jesus, hy leef saam met Jesus. Hy is die hele tyd
by Jesus. Hy hoor wat Jesus leer vir mense. Jesus leer vir Petrus. Petrus is vir 3 jaar by Jesus. Weet julle dat dit Petrus was en 2 ander disippels wat in die klein kamertjie ingenooi is deur Jesus toe die dogtertjie uit die dood uit opgewek is? Petrus was daar toe die 5 broodjies en 2 visies of 3 visies, hang af wat se evangelie jy lees en watter keer dit was, nie 1 keer nie, maar 2 keer, ten minste 5000 mense gevoed het. Petrus was op die bootjie toe Jesus die storm aanspreek en sê, raak nou stil. Petrus was op die bootjie toe Jesus na die boot toe geloop het op die water, in die middel van die storm. Dit was Petrus vir wie Jesus gesê het, klim jy nou in die of op die water en loop na my toe. Dit was Petrus wat begin sink het en uitgeroep het na Jesus, Here, red my. En dit was Jesus wat Petrus uit die water uitgetrek het. Maar Petrus was ook by toe Jesus vir sy disippels vra, wie sê die mense is ek? Nou ons moet nou net bietjie Petrus, ons partykeer maak ons van die Bybelse karakters baie heilige mense, maar Petrus was 'n redelike impulsiewe mens. Hy het sy werk onmiddellik gelos vir Jesus. Hy het onmiddellik uitgeroei. Hy was 'n redelike act on the moment tipe van mens. So toe Jesus vir Petrus vra, wie sê die mense is ek? Nou begin die disippels vertel. En Jesus vra, maar wie sê julle is ek? En Petrus is die eerste een wat antwoord en sê, Jesus, u is die gesalfde van God, die gestuurde Messias. Petrus besef dit. Daai impulsiewe reaksie oor wie Jesus is. Dan sê Jesus vir hulle, dis reg Petrus, ag Petrus wat jy sê, maar ek gaan my lewe moet prys gee vir julle. En dan sê Petrus vir hom, nooit nie. Mag dit beslis nie God se wil wees nie. Ek sal dit nie toelaat nie. Sy los lippe kry hom in daai oomblik in die moeilikheid. En wat sê Jesus vir Petrus? Kom uit my pad uit jou adder. Daai is sterk woorde om van Jesus te hoor. Maar wat sê Jesus ook in daai oomblik vir Petrus? Hy sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Petrus se los lippe het hom 'n tweede keer in die moeilikheid gekry. Dit was net Petrus en Johannes en Jakobus wat saam met Jesus die berg op is, toe Jesus verheerlik is in wie hy regtig is. So Petrus hulle raak aan die slaap en toe hulle wakker word, is hierdie glans van Jesus, van sy ware identiteit as God. En saam met Jesus staan Moses en Elia. En wat sê Petrus? Nie, wow, Here, U is die Messias nie. Petrus vra, Here, hierdie is 'n goeie tyd, Jesus, hierdie is 'n goeie tyd om hutte te bou. Vir Moses, vir U en vir Elia. Petrus is nie die tyd nou vir dit nie. Jy kan dit later onthou. En Petrus was daar op die berg, toe God se hoorbare stem die tweede keer gesê het, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Petrus was daar. Petrus was ook aan die tafel, toe Jesus die disippels se voete was. En wat sê Petrus met sy loslippe vir Jesus? U gaan beslis nie my voete was nie. En Jesus sê vir hom, Petrus, as ek nie jou voete was nie, kan jy nie deel hê aan my nie. Impulsiewe Petrus, wat sê hy? Goed dan Jesus, nie net my voete nie, maar ook my kop en my hande. Dit was Petrus.
Dit was ook Petrus wat aan die instelling van die nagmaalstafel, die tyd net voordat Jesus in hegtenis geneem is en gekruisig is. Toe Jesus sê, die ou wat my verloon sit aan hierdie tafel, of wat my verraai het sit aan hierdie tafel. Sê Petrus, wie kan dit nou wees? Julle? Wie was dit nou gewees? Ek kan nie myself indink hoe Petrus sê, identifiseer jouself. En wat sê Petrus vir Jesus? In alle ewigheid sal ek u nooit verraai nie. En Jesus sê, Petrus, voordat die haan, the morning after the night before, gaan kraai, gaan jy my 3 keer verloon. Wie was die een wat die oor afgekap het in die tuin? 'n impulsiewe, ongeslypte diamant. En daar is Jesus aan die kruis. Sondag kom hulle daar. Jesus is nie meer nie. Jesus het opgestaan, kom die nuusberig. Wie is die een wat eers na die graf toe gehardloop het? Petrus. Vanoggend wil ek saam met jou kom kyk wat het Petrus the morning after the night before gedoen. Want ek wonder, wat se emosie het Petrus oorweldig? Toe Petrus besef het wat hy aangejaag het, dat Jesus hom gewaarsku het en hy het dit regtig gedoen. Was dit skaamte, was dit skuld, was dit woede, was dit irritasie, was hy teleurgesteld in homself? En soos wat ek nou hierdie lysie emosies opnoem, weet ek daar's 1 of 3 wat deur jou gedagtes gegaan het. En ek sou vanoggend, as ek pastoraal met jou kon koffie drink, vir jou gevra het, daai emosie wat jy nou net aan gedink het, is dit nie die eie emosie wat jy oor jouself het, wanneer jy impulsief iets doen en dit later verwyd nie? Ek gaan vir ons lees uit Johannes 21 vers 1 tot 19. Van gerookte vis en braaibroodjies. Nadat Jesus met Thomas gepraat het, het Jesus weer aan die disippels verskyn. Dit was by die see van Tiberias en het so gebeur. Daar was 'n paar disippels bymekaar. Hulle was Simon Petrus, Thomas en die ander naam was die tweeling, Nathanael van die stad van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en nog 2 van Jesus se disippels. Simon Petrus het vir die ander gesê, ek gaan vis vang. Hulle sê toe vir hom, ons gaan saam met jou. Hulle het gegaan en hulle het in die boot geklim, maar hulle het daardie nag niks vis gevang nie. Toe dit oggend word, het Jesus langs die see gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus sê toe vir hulle, my vriende, het julle iets om te eet, gevang om te eet? Hulle sê vir hom, nee, ons het nie. Jesus het vir hulle gesê, julle moet die visnet regs van die boot uitgooi, dan sal julle iets vang. Hulle het die visnet uitgegooi in die water. Daar was toe so baie visse in die net, dat hulle dit nie kon intrek nie. Die disipel vir wie Jesus lief was. Ek wil nie daar, ons moet meer onsself so beskryf. In plaas van jouself op jou naam noem, moet jy sê, die kind vir wie die Here so lief het. Want as Johannes dit kan doen, mag ons dit doen. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed aangetrek, want hy het nie al sy klere aangehad nie, want hulle vang nou vis. Hy het in die see gespring en na Jesus toe gegaan. Die ander disippels het met die boot gekom en hulle het die visnet gesleep wat so vol visse was. Dit was nie ver van die land nie, omtrent 200 el. Die disippels het uit die boot geklim. Hulle sien toe 'n vuur op die strand
En daar was vis op die kole. Daar was ook brood. Jesus het vir hulle gesê, bring van die vis wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die boot geklim en hy het die visnet op die land getrek. Die visnet was vol visse. Daar was 153 visse. Daar was baie visse in die net, maar die visnet het nie geskeur nie. Jesus het vir hulle gesê, kom eet julle oggendete. Die disippels wou nie reguit vir hom vra wie hy is nie. Hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe en hy neem die brood en gee dit vir hulle. Hy het ook vir hulle van die vis gegee. Dit was die 3de maal wat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat God hom weer lewend laat lewe het. Toe die disippels klaar oggendete geëet het, sê Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, is jy lief vir my? Meer as die ander disippels. Petrus het gesê, ja Here, u weet ek is lief vir u. Jesus sê toe vir hom, dan moet jy my skape laat wei. Jy moet sorg vir my mense. Jesus het 'n tweede maal vir Petrus gevra, Simon, seun van Johannes, is jy lief vir my? Petrus sê vir hom, ja Here, u weet ek is lief vir u. Jesus sê toe vir hom, dan moet jy 'n herder wees vir my mense. Jesus het 'n 3de maal vir Petrus gevra, Simon, seun van Johannes, is jy lief vir my? Petrus het baie hartseer geword, omdat Jesus die 3de maal vir hom gevra het, of hy lief is vir hom. Hy sê toe vir Jesus, Here, u weet alles. U weet ek is lief vir u. Jesus sê toe vir hom, dan moet jy sorg vir my mense. Petrus, ek sê vir jou, en dit is seker, toe jy jonk was, het jy self jou klere vasgemaak, en jy het gegaan waar jy wil. Maar jy sal oud word, en jy sal jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou klere vasmaak, en hy sal jou wegneem na 'n plek waar jy nie wil wees nie. Toe Jesus dit gesê het, het hy verduidelik hoe Petrus later sal sterf, en vir God sal eer. Toe het Jesus vir Petrus gesê, kom saam met my. Net eers tot daar. 'n stukkie interessantheid oor hierdie gedeelte. As jy Johannes hoofstuk 20 vers 30 en 31 lees, dan eindig die hoofstuk so. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. So hoofstuk 20 klink eintlik of hy afgesluit word, en dan kry ons hoofstuk 21 wat op dieselfde manier eintlik eindig. So daar's ook groot klomp teoloë wat meen dat hoofstuk 21 'n latere byvoeging is tot die evangelie van Johannes. Dat Johannes dit self dalk later geskryf het, nadat hy weer daaroor gedink het, en toe besef hy moes dit neerskryf, of miskien was dit een van die ander disippels wat dit neergeskryf het, of een van die eerste lesers het dit bygevoeg. Die rede daarvoor kan wees, wie wil nie 'n storie lees van Jesus wat braai nie? Dit is iets wat ons moet lees. Kan ook wees dat Johannes wil uitklaar hoe hy self, dit kom bietjie later in die hoofstuk, en Petrus dan sou sterf. Maar wat verskil maak dit, of dit later bygevoeg is of dadelik? Daar's 'n ander beginsel wat ek en jy vandag eerder moet na kyk. En 3 goed wil die Heilige Gees uit hierdie teksgedeelte vir my en vir jou oor Petrus se lewe sê. Die eerste is, om aan te beweeg in die lewe, om vorentoe te beweeg in die lewe, beteken soms om 'n tree terug te gee.
want God ontmoet jou waar jy is. Jesus ontmoet vir Petrus waar hy is. Nadat al hierdie gebeure in Jerusalem afgespeel het, die kruisiging, die opstanding, sit die disippels met die dilemma. Jesus sê, gaan na die see van Galilea toe, ek gaan julle daar ontmoet. Maar die oomblik as hulle voete buite die huis sit, stormloop mense hulle met 'n hele klomp vrae en dalk vervolging. En as ek my moet indink hoe Petrus moes voel, kon hy self nog nie eers prosesseer wat gebeur het nie. En hoe moet hy dan nou antwoord as hy nog nie eers self verstaan nie? So hierdie klompie disippels gaan visvang. En Jesus kom en ontmoet hulle die tweede keer waar hy hulle die eerste keer ontmoet het. Kan jy sien hoe dieselfde hierdie twee verhale is, toe Jesus Petrus die eerste keer roep om vissers van mense te word, en hoe Jesus 'n tweede keer vir Petrus roep. Vir Petrus wat nie geweet het hoe om aan te beweeg, wat doen ek nou nadat die Messias my geroep het, sy disipel gemaak het, binnekort 'n apostel gaan maak, wat is die lewe nou, moet ek teruggaan na visvang? Jesus ontmoet vir Petrus waar hy is, in die omstandighede wat hy is, in die emosies wat hy is. En weet julle wat is vir my die kosbaarste? Petrus, toe hy besef dis Jesus, gaan kruip nie weg soos Adam en Eva in die tuin van Eden nie. Die Griek staan daar, hy het homself in die water gegooi. Hy het homself in die water gegooi. Sy impulsiwiteit om so vinnig as moontlik by Jesus te kom, hy moet dit gaan regmaak wat hy verbrou het. En ons weet nie wat in daardie gesprek tussen hom en Jesus gebeur het nie. Maar Jesus weet. Jesus weet wie Petrus was, wie Petrus is, wie Petrus gaan wees. Hy weet wat Petrus aangevang het. Hy weet alles wat Petrus nou gaan sê. En Jesus braai vir Petrus en die ander disippels vis en braaibroodjies. Jesus gaan na Petrus toe waar hy is. Ek kan nie help om te wonder, as Petrus soveel genade deur Jesus ontvang het. Jesus het hom nie geroep en sê, Petrus, kom verduidelik vir my, gee vir my 20 redes, hoekom jy gedoen het wat jy gedoen het, nadat jy gewaarsku het jy gaan dit doen nie. As Jesus soveel genade vir Petrus in daardie oomblik kan wys, liefde van God kan wys, hoekom is ek en jy so krities, genadeloos en hard op onsself? As Petrus aangevang het wat Petrus aangevang het, en die Here nog steeds genade aan hom kan bewys het, hoekom kan ek en jy nie, the morning after the night before, in daai verwyd en spyt kan sit, en eerder met Jesus se genade gekonfronteer word nie? Die tweede ding, gesprekke om 'n braaivleisvuur kan vernietig of dit kan herbou. In die Nuwe Testament word hierdie kolevuur 2 keer gebruik. Die eerste keer is waar Petrus Jesus verloon, en die tweede keer is waar Jesus vir Petrus vra, het jy my lief? Hoeveel keer het Petrus vir Jesus verloon? 3 keer. Hoeveel keer vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? 3 keer. Om hierdie braaivleisvuur maak Jesus die gesprek oop. Bring die lig op wat Petrus gedoen het. Nie deur te sê, Petrus, hoekom het jy dit gedoen nie? Maar te vra na die hart van Petrus. Petrus, het jy my lief? En dan die woorde, meer as die ander disippels hier. Ja, Here,
ek het U lief. Petrus, het jy my lief? Here, U weet ek het U lief. Toe Jesus die derde keer vir Petrus vra, het jy my lief? Toe breek die damwal. En mens kan amper in Petrus se woorde hoor, Here, ek het berou. My los lippe het my in die moeilikheid gekry. My impulsiewe dade het my in die moeilikheid gekry, Here, maar my hart is vir U lief. Ek het U waarlik lief. Want op daardie oomblik spreek genade meer as sy aanjaag. Boetie en sussie in Jesus Christus, besef ons dat as Jesus werklik opgestaan het, dat die krag van Jesus se opstanding in ons lewe is, beteken dit, wanneer God na my en jou kyk, sien hy nie 'n lang lysie van dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Hy sien dit wat Jesus se liefde reeds gedek het. As God na ons kyk, sien hy nie die gebrokenheid wat ons probeer wegsteek nie. Hy sien die genesing wat Jesus bring. Wanneer jy volgende keer 'n vuurtjie aansteek om braaibroodjies te maak, weet dat om daardie gesprek kan jy net soos Petrus Jesus se genade ontvang. En die laaste een, om 'n koolvuurtjie met gerookte vis en braaibroodjies verander Jesus Petrus se foute in sy missie, sy opdragte. Petrus se impulsiwiteit, sy loslippe, word die opdragte wat Jesus vir hom gee. Laat my lammers wei, pas my mense op. En weet julle dat Petrus ten minste 2 boeke in die Nuwe Testament geskryf het waarvan ons weet. Petrus was een van die eerste sengele wat saam met Paulus uitgegaan het en die evangelie verkondig het so ver as wat hulle moontlik kon. Dis danksy Petrus se woorde en se dade dat dit 'n welbekende wonderwerk storie is van God se genade. Vanoggend, hierdie week, wil Jesus dalk ook in jou lewe kom en dit wat jy sien as jou foute, dit wat jy die minste van jouself hou, kom verander, sodat hy dit die beste kan gebruik vir sy koninkryk. Net soos Petrus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend onsself uit die bootjie van ons lewe in die water kan gooi en na U toe kan hardloop. En kom sê, Here, soveel keer dra ons verwyd en skaamte saam met ons. En U wil kom sê, haal dit af. Kom vat eerder my genade en my genesing op jou skouers. Here, kom maak hierdie week tyd wat ons saam met U ook 'n koolvuurtjie kan maak. En ook 'n braaibroodjie kan eet terwyl U vir ons sê, kyk, ek gaan dit wat jy in jouself verwyd verander om my koninkryk te dien. Dankie, Here, dat wanneer U na ons kyk, U nie ons foute sien nie, maar dat U die genade sien. Jesus se bloed wat alles bedek. Dankie, Here, dat U ons gebrokenheid sien, maar ook die genesing wat Jesus bring. Here, ons wil vanoggend kom soos Petrus en kom sê, Here, ons het U lief. Ons woorde en ons dade lyk nie altyd so nie, maar Here, ons het U lief. Ons het U waarlik lief. En dankie, Here, dat U ons lief het. Amen. Ons gaan nou die slotlied sing
na eers die slotlied en dan die seën, net aan die Molly, kon nou vir 'n oomblik nie onthou nie. Dis eers die slotlied, net. Die slotlied vanoggend is God is liefde. Ons het begin met die wet, jy weet hoe lief God jou gehad het, gaan hy ook dan nou so lief. Mag hierdie lied jou herinner oor hoe lief God jou het. Kom ons staan en sing. Dis my voorreg om jou hierdie week uit te stuur met die seën van die Here. Mag God, die God van vrede, wat ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek het, ons vul met alle vreugde en vrede in die geloof, sodat ons oorvloedig kan wees in hoop deur die krag van die Heilige Gees. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly, nou en vir altyd. Gaan in vrede van die opgestane Christus en wees draers van sy lig en liefde in die wêreld. Amen.